So, ons het verlede week gepraat oor wat is jou palmboom? Ons begin deur te sê dis 'n drievoudige salwing hierdie van Deborah, Jael en Barak, en dat ons moet verstaan dat hierdie salwing, hierdie drievoudige salwing is wat ons nodig het om die oorwinning te behaal, om in oorwinning te staan, en dis so ontsettend belangrik om te verstaan dat elkeen van hierdie 3 koorde van hierdie salwing het 'n effek op die uiteinde. Dit gaan oor wat is die uiteinde van hoe staan ek en jy in oorwinning. So my vraag verlede week was, of een van die vrae wat ek gevra het is, Deborah het onder die palmboom gesit. Dis die plek waar daar 'n vloei is. Dis die plek van vloei, dis die plek van waar die salwing bring florering, flourishment, as ek dit so kan stel, en dan moes jy so 'n bietjie gaan kyk oor wat is jou palmboom, of hoe kan jy die plek waar jy is, jou palmboom maak. En dit is die belangrike van dit wat ons nou moes hierdie week gaan doen. So vandag gaan ons bietjie verder gaan met die geskiedenisgedeelte, want ons kyk na die geskiedenis van Deborah en Barak en Jael, en daaruit kry ons die profetiese boodskap, en ek vertrou julle het nou al agtergekom dat my bediening gaan daaroor dat ek vir jou die profetiese taal van die woord leer oopbreek, en jy dalk heeltemal 'n ander prentjie, maar as ons dit by mekaar sit, dan begin ons 'n volledige prentjie kry, dan begin ons 'n prentjie kry wat die groter prentjie begin opvul as ons prentjies by mekaar sit. So, jy dalk 'n totaal ander prentjie van Deborah as wat ek het, maar as ons die goed by mekaar sit, dan raak dit een groter prentjie. So, ek gaan net met die skrif waarmee ek geëindig het verlede week, gaan ek nou weer begin, en dit is Rigters 4 vanaf vers 9. En dan is dit Deborah wat aan die woord is, en sy sê vir Barak, "Surely I will go with you, nevertheless the honor shall not be yours on the journey that you are about to take, for Yahweh will sell Sisera into the hands of a woman." Then Deborah arose and went with Barak to Kadesh. And Barak called Zebulun and Naphtali together to Kadesh, and 10,000 men went up with him. And Deborah, soos hom nou korrek wil uitspreek in Hebreëus, also went up with him. Toe ek nou weer besig is met hierdie voorbereiding, toe besef ek 'n baie interessante ding. Ons het gesê, Deborah is in die gebied van Efraim, en Barak kom uit die gebied van Naphtali uit. Nou, Efraim se vaandel het 'n druiwetros op, maar Barak se vaandel, of Naphtali se vaandel, is 'n bokkie. Nou, die druiwetros het toe my dadelik nou herinner dat ons moet ingeënt wees in die ware wingerdstok. Maar die bokkie verteenwoordig dan nou aan die ander kant vir my die bruid van Hooglied, wat die bokkie is, die counterpart is van die stag, wat dit in Engels, wat die bruidegom is, wat, ek dink hy praat in een van die Afrikaanse vertalings van die gemsbok, né? So, dit was net vir my interessant, dat weer eens kry ons hierdie boodskap hier uit van wie ons is, en ja, waar ons dan nou inpas in die groter prentjie. Want Efraim het ons gesê, praat van ons wat in die nasies is, en dan Naphtali praat vir my van die bruid. So, Deborah wat dan nou in Efraim gesit het, praat eintlik ook van die bruid. En dis maar net 'n voller prentjie. Dit was nou maar net vir my interessant geweest om daarna te dink. So, moet nou nie 'n preek daaroor gaan maak nie, dit was net vir my interessant. Goed, so ons gaan nou verder en ons kom by vers 11. En hier is 'n ampere onderbreking. Deborah het nou vir Barak gesê, luister, jy moet gaan, en hy het gesê, ek gaan nie as jy nie saam gaan nie, en dan sê sy, goed, ek sal saam met jou gaan, maar jy moet weet,
jy gaan nie die eer kry vir die oorwinning nie. As ons nou verstaan wat dit beteken, hoe belangrik dit is, want sy praat nie van haarself as die vrou wat die oorwinning gaan behaal nie, sy praat van Jael, so sy is besig om 'n profetiese woord uit te spreek oor Jael, wat reeds in plek is, maar sy praat ook, en as ons later na die hele profetiese prentjie gaan kyk, dan weet ons, dit praat van die bruid, wat ook reeds in plek is, né? So hier kom sy nou, en sy bring die storie agter die storie van Jael in plek. En as ons dit verstaan, dan verstaan ons weer eens 'n klomp goed rondom onsself. Nou vers 11 sê, Now Heber the Kenite had separated himself from the Kenites, from the sons of Hobab, the father-in-law of Moses, and pitched his tent as far as the oak in Sahanim, which is near Kadesh. Wie is Heber the Kenite? En dan staan daar, hy is from the sons of Hobab. Nou, Numeri 10 vers 29 gee vir ons die antwoord. Onthou, ons moet altyd, as ons die woord ondersoek, moet ons altyd gaan kyk, wat is die, ons moet die skrifte aan mekaar gaan vasbind. Met ander woorde, ons moet gaan kyk, hoekom sê hierdie spesifieke skrif iets, en wat is die belangrikheid daarvan? Daar's altyd 'n storie agter die storie. En in Numeri 10 vers 29 kry ons die storie agter die storie. Moses sê vir Hobab, die seun van Reuel. Nou, Reuel was 'n ander naam vir Jethro. Jethro is Moses se vader, is 'n skoonpa. So, hier gebruik hulle die woord Reuel, en Reuel beteken a friend of God. So ek gaan hom nou so vir julle lees. Then Moses said to Hobab, the son of the friend of God, the Midianite, Moses' father-in-law. Maar nou wil ek verder gaan. Hobab se naam beteken beloved. Moses said to the beloved, the son of the friend of God, the Midianite, Moses' father-in-law, we are setting out to the place of which the Lord said, I will give it to you. Come with us and we will do you good, for the Lord has promised good concerning Israel. Nou die plek waar dit gesê word, is toe hulle wegtrek van Sinaï af. En Moses sê vir Hobab, kom saam met ons. En Hobab sê, nee, ek gaan nie saam nie. En dan sê hy in vers 31 en 32, please do not leave us. Inasmuch as you know where we should camp in the wilderness, and you will be as eyes for us, so it will be if you go with us, that whatever good the Lord does for us, we will do for you. So Moses sê vir hom, asseblief gaan saam met ons, want jy ken die wildernis, en jy gaan ons oë wees, jy gaan weet waar ons moet gaan, ek wil nie sonder jou gaan nie. En nou het ons 'n vraag daarso vir onsself. Nooi ons mense saam na die beloofde land toe. En dan nou Moses, hulle is op pad na die beloofde land toe. Nooi ons mense saam en sê, kom saam met ons. Jou skills is so nodig in die koninkryk. Wil jy nie saam met my hierdie journey vat, dat ons hierdie Deborah konferensie, of hierdie Deborah lering doen? Ek het jou skills nodig. Wat dit ook al is, maar nooi ons mense saam, en ek weet hier's 'n hele klomp van julle wat julle pelle genooi het om saam te kom, en dankie daarvoor, want weet jy wat, dis wat hierdie ding is, ons nooi die geliefdes saam, maar hierdie ding, dat Moses se pa, wat sy naam Jethro is, genoem word Reuel, a friend of God, is ontsettend belangrik. Onthou nou, hy was 'n priester van Midian gewees. Ek gaan nou sommer 'n hele ander storie inbring. Moses gaan, toe hy kom van die berg af, hy het hierdie ontmoeting gehad, en Jahwe sê vir hom, jy moet terug aan Egipte toe. Ek wil jy moet die mense gaan bevry. Dan gaan hy, en op pad soontoe, is daar 'n insident, waar die gees van God Moses se oudste seun wil doodmaak. En dan gryp Sipora in, en sy besny haar kind.
En baie mense vra, maar hoekom so, wat ook al? Lees weer hierdie sin hierbo. Jethro was called the son of God. Not the son of God, the friend of God. Hy was 'n Midianitiese priester. Luister mooi. Midian was Abraham se seun by sy vrou Ketura. So, Midian het geweet van besnyding. En in Midian se nageslag, die Midianiete, moes daar 'n vorm van aanbidding van Jahwe deurgegaan het. En moes hulle verstaan het hoe belangrik dit is, dat daar besnyding is, om deel te word van die verbond. En nog 'n ding wat ek wil uitlig hierso is, Noag se tyd. Noag het 3 seuns, en dan weet ons nou wat gebeur toe hulle nou op Ararat is en die wingerd word geplant en Moses word dronk. En dan gebeur daar die ding met Kanaan. En ek wil dit vir julle vertel, want dit kom net nou tevoorskyn as ons begin praat oor die Kanaaniete. Die 3 seuns is Sem, Cham en Jafet. Kanaan is die een wat vervloek word. Sem is die een wat die blessing kry. Uit Sem uit, dis die geseënde bloedlyn, uit daardie lyn uit word Yeshua gebore. So Sem, en dis die woord wat ons kry van Semite of antisemite, né? Semite is die bloedlyn van Sem. Dit is die righteous bloodline. Okay, Jafet. As jy sy blessing gaan lees, of dit wat oor hom uitgespreek word, het hy die keuse. Hy kan of saam met Kanaan loop en in die vervloekte lyn ingaan, of hy kan kies om in die lyn van Sem in te gaan en dan die seën te ontvang, in die blessing lyn in te gaan. Wat nou die hartseer ding is dat Ishmael, Midian, Amalek, al daai ouens kom eintlik uit die lyn van Sem uit. Want hulle is Abraham se nageslag. En hulle kies om saam met Kanaan se bloedlyn te loop. Hulle kies die lyn wat eintlik dan nou die vervloekte lyn word. Is dit nie ontsettend hartseer nie? En uit dit uit, die van julle wat Gideon saam met my gedoen het, sal weet hoeveel jaloesie en hoeveel haat kom uit hierdie volke uit teenoor die gesalfde en geseënde bloedlyn. So, Jethro, Moses se skoonpa, het geweet wie Jahwe is. Sy dogter Sipora het definitief geweet wat besnydenis is. En hy word toegelaat om vir Moses raad te gee. Wat vir my sê, dat hy wel 'n priester van Midian was, maar dat sy, kom ek noem dan nou, sy godsdienstbeoefening, sy worship, dalk baie nader was aan dit wat die Israeliete gedoen het as wat ons dink. Want dit is eers later wat die Midianiete in absolute haat verval. Op daai stadium, wel as ons nou na Jethro kyk, dan was hulle darm nou nog redelik op lyn geweest. Okay, so eintlik, dis nou 'n lang storie, maar ek wil kom by Hobab. Want ons sien in Rigters 1 vers 16, dat Hobab toe nou op die ouens saam met die Israeliete trek, en hulle gaan bly in die suidelike gebied van Israel. Daar in die woestyn gaan maak hulle kamp, hulle bly daar. Maar nou lees ons in hierdie vers, Heber het egter weggetrek na die noorde en daar gaan kamp opslaan. Hoekom? Want Jael moes in plek kom, want Heber is Jael se man. So, my vraag aan jou is jy dalk op 'n plek wat nie vir jou lekker is nie? Jou man jou dalk na 'n plek toe gebring waarvan jy glad nie hou nie?
Vra vir Abba, hoekom is jy daar? Want dis dalk jou palmboom, maar jy is dalk die een wat in daardie gebied 'n spesifieke taak het om te gaan uitvoer vir die koning. Dis ontsettend belangrik dat ons verstaan dat ek en jy is waar Abba ons wil hê. En dis baie keer vir ons baie sleg. Want ons sien nou dat Heber het geknoei of het gekuier met die vyand. Hulle was pelly gewees, maar Jael het duidelik nie dieselfde gevoel nie. Maar ons moet nou eers weer bietjie teruggaan na Barak toe. So dan staan daar nou in vers 12. Then they told Sisera. Nou weet ek nie wie's daai they told Sisera nie, maar dit was nie baie goeie intel gewees nie. Dit was nie baie goeie raad gewees nie. Kom ons gaan luister verder. They told Sisera that Barak, the son of Abinoam, had gone up to Mount Tabor. So Sisera called together all his chariots, 900 iron chariots, and all the people who were with him, from Harushet Hagoyim to the river Kishon. Nou, hier is dit ontsettend belangrik. Hierdie hele gedeelte van Deborah begin met hierdie skrif van Sisera, wat 900 iron chariots, yster strydwaans het, en al die baie mense saam met hom. Nou, ons het begin verlede week om te sê, dat Jabin was die koning van die Kanaaniete. Canaan beteken to be pushed down under a heavy burden. Onthou julle, ons het nou net gepraat van Canaan, wat nou onder hierdie vloek gekom het, en Canaan se naam beteken to be pushed down under a heavy burden. Die Kanaaniete se hoofafgod was Baal gewees, en hy het 'n baie groot offer van hulle verwag. Onder 'n andere seksuele perversie was een van die goed, maar ook kinderoffers, alhoewel het meer aan Molech gegaan het, maar het Baal ook offers verwag. Hy het veral jong meisies as offers verwag. So die Kanaanitiese gees verteenwoordig verslawing. Dis 'n gees van verslawing, dis veral 'n gees van seksuele perversie, en dis 'n baie kragtige en baie vernietigende gees. So, Sisera is die leeraanvoerder, Jabin is die koning. Okay, en dan lees ons nou, dat hier, ons lees 4 keer dat hy sê, net sê chariots of strydwaans, maar 2 keer sê hy, 900 yster strydwaans. Die oomblik as die woord vir jou so 'n klou gee, dan moet jy weet, daar is iets waarna jy moet gaan kyk, jy moet gaan soek. Nou 100 beteken fullness of redemption, dis die volheid van verlossing. Maar 9 het baie positiewe betekenisse, maar sy negatiewe betekenis is judgment. Die strydwaans verteenwoordig ons mensgemaakte planne, en yster verteenwoordig hardheid van hart. En terwyl ek daarmee sit, wys Abba ook vir my dat 9 ook die getal van die Heilige Gees Ruach HaKodesh is. Dis ook die getal van ons fruit en ons gifts. En dit verteenwoordig, met ander woorde, sy oordeel oor ons mensgemaakte, nagemaakte godsdiens. Dis hierdie plannetjies wat ons maak, hierdie yster chariots, is hierdie planne wat ons het. En dis hierdie gedrewendheid en hierdie, ons moet hard werk, ons moet. Dis 'n gees van vernietiging, wat jou plat druk, daai heavy load. Onthou julle, ek het gesê, Jabin is die koning. Jabin se naam beteken intelligent. En Sisera, wat die aanvoerder van die weermag is, wat die aanslag lei, sy naam beteken meditation. Kan julle nou al begin sien hoe hierdie goed alles in mekaar pas? Niks in die woord is toevallig daar nie. Daar's 'n
rede hoekom ouens se name opgeteken is. Daar's 'n rede hoekom 'n getal soos 900 opgetel is. So wat vir my sê, daar's 'n oordeel, daar's 'n vloek wat oor ons kom. Hierdie Kanaanitiese vloek as ons eie mensgemaakte, nagemaakte godsdienst so najag en hierdie ons eie werke, maar dit gaan ook oor ons hardheid van hart, né? Wanneer ons dink ons kan ons eie planne maak om in die koninkryk te wees. Maar as 'n getal 100 is ook die volheid van sy verlossing. So met hierdie hele storie kom sê hy ook vir ons dat die volheid van sy verlossing vir Israel daar was. En ook vir ons, maar ook vir ons geliefdes wat gebuk gaan onder die gees van Kanaan. Want ek glo van julle het nou al kom dink en kom raak sien, maar daar's van ons mense wat vas is onder hierdie verslawende gees van Kanaan. En dan is hierdie belofte vir ons, want daai 900 yster stryd vir ons kon nie die stryd bly maak, of die stryd bly staan teen Jahweh, die God van Israel nie. Daar is 'n volheid van sy verlossing vir ons. So, nou kom ons by Barak en sy manskappe is op die berg Tabor, en dan op 'n dag sê Deborah, sy sê vir Barak, "Arise, for this is the day in which Yahweh has given Sisera into your hands. Behold, Yahweh has gone out before you." So Barak went down from Mount Tabor with 10,000 men following him. So, hulle het vir Sisera gesê, hoor hierso, die Israeliete is bo berg Tabor, dis 'n maklike saak, jy het hulle vasgekeer op Tabor, moenie bekommerd wees nie. Jy gaan hulle oorwin, slegte intel, maar Deborah sê vir Barak, "Arise, this is the day that Yahweh has given Sisera into your hands." En weet net, die oorwinning is reeds behaal, want Yahweh sê, ek is reeds voor jou uit. So, die woordjie arise, in Hebrew is kum, en dit beteken to arise, to stand up, to arise in a hostile sense, maar hoor hierdie mooi ene, dit sê, to become powerful, and to come on the scene. Deborah was saam met Barak op die berg, en sy luister. Hy wag, en sy luister. Sy's in direkte kontak met Yahweh. Sy het die gees van God in haar, en sy wag, en Barak wag, en sy bid. En in 'n oomblik sê Abba vir haar, nou, roep die manne op, arise. Ons praat baie oor die Deborah salwing. En ons moet verstaan dat die Deborah salwing maak dat ek en jy ingestel is op die potensiaal van mense, en ons roep hulle op, want as ons begin verstaan wat hierdie Deborah salwing is, dan begin hy vir ons die potensiaal wys in mense, en ons begin hulle oproep, ons begin vir hulle sê, maar jy kan 'n verskil maak in die koninkryk, kom saam, die koninkryk het jou skills nodig. En die ouens wat in die Deborah salwing loop, is hulle wat ingestel is op die oproep. This is the day, now. En dis ouens wat in hierdie Deborah salwing loop, wat die ouens oproep, en sê, nou ouens, dit gaan gebeur, ons moet gereed wees, let's rally, let's arise, let's become powerful. Ons weet nou, sy het vir Barak opgeroep tot aksie, en hy het natuurlik wie sy manskappe opgeroep, onthou die hele ding werk, Deborah roep vir Barak, die leier, Barak roep die manne op, Deborah hoor, sy sê arise, Barak roep sy manne, arise, become powerful. Interessant genoeg het Barak die troepe opgeroep na 'n berg toe.
En daar het hulle nou gewag en hulle is gehoorsaam. Hulle wag op die berg, op die woord van Jahweh. En dan gaan hulle af om te veg. Tabor beteken choice of purity. Nou ons kry 'n pragtige skrif in Hooglied 4 vers 8, waar die bruidegom vir die bruid sê, "Come with me from Lebanon, my bride. May you come with me from the Lebanon, journey down from the summit of Amana." Nou Amana beteken die berg van waarheid. En hy roep die bruid op teen die berg, dan sê hy, "Wees hier saam met my in die Lebanon." Lebanon beteken white. Maar die woord, die rootwoord daarvan het ek in geheel nou die dag agtergekom, is dieselfde woord as frankincense, wat beteken purity. So Tabor beteken purity. Hy sê, "Kom op na die berg van waarheid toe, waar ek jou gaan leer om in purity na my te luister, waar ek jou gaan leer om in purity te veg. Veg van bo af onder toe, nie hier van onder af en probeer die vyand van hier af nie. Ons moet van bo af, nadat ons eers saam met hom was." Lebanon beteken ook the high places. Ons is saam met hom, dan roep hy ons, van daar af, "Journey with me down the summit of Amana." En dan lees ons hierdie amazing skrif in Judges, Rigters 4, 15 en 16. Yahweh routed Sisera and all his chariots and all his army with the edge of the sword before Barak. Daai routed beteken hy het hulle in verwarring gebring. And Sisera alighted from his chariot and fled away on foot. But Barak pursued the chariots and the army as far as Harosheth Hagoyim, dis die plek waar hy gebly het, and all the army of Sisera fell by the edge of the sword. Not one was left. So Barak is nie die instrument. Yahweh self bring die verwarring. Julle hier's 'n geestelike beginsel hierin vasgevang. Abba bring verwarring in die kamp. Maar ek en jy moet die swaard opneem en die vernietiging bring met die woord. En dan lees ons dat Barak met die swaard, hy en sy manne met hulle swaard, verwoes die hele weermag van Sisera, maar net Sisera hardloop weg. Ons gaan later terugkom na die 900 strydwaans, nie vandag nie, ander keer, maar dis ontsettend belangrik dat ons hierdie verstaan van Yahweh routed Sisera. Hy bring die verwarring in die kamp, en dan word die oorwinning behaal deur Barak. So as ons nou gaan kyk na 'n kaart van waar hierdie gebeure plaasgevind het, dan wil ek nou hierdie ouens wat Gideon gedoen het, mooi kyk. Sien julle daar onder die blou pyltjie, waar die rooi en die blou bymekaar kom, is die dorpie Opra. Nou dit was Gideon se geboorteplek gewees. So weer eens is dit op die presiese plek. En as ons nou kyk, ons gaan Rigters 4 en 5 doen, Rigters 6 is Gideon. Julle die ouens het nie gehoor nie, elke keer val hulle maar weer terug in daardie slawerny van die vyand wat oor hulle kom, omdat hulle nie Yahweh sien as die enigste God nie. Hulle buig onder Baal en al hierdie ander gode. Goed, so maar daar is nou 'n kaart wat julle mooi kan sien wat gebeur. Barak was by Kadesh of Kadesh. Hy word afgeroep onder toe na Ephraim toe en toe het hulle nou weer teruggegaan. Hy en Deborah is op Mount Tabor en dan word die veldslag daar by die Kishon rivier vind dit plaas en Sisera hardloop weg. Hy hardloop na die tent van Heber toe, want Heber was die pel van die koning van Hazor, koning Jabin. So vers 17 en 20 sê, Now Sisera fled away on foot to the tent of Jael, the wife of Heber the Kenite. Interessant is dit dat haar naam nou eers hier genoem word. For there was peace between Jabin, the king of Hazor,
and the house of Geber the Kenite. So Jael went out to meet Sisera and said to him, "Turn aside, my master, turn aside to me, do not be afraid." And he turned aside to her into the tent, and she covered him with a rug. And he said to her, "Please give me a little water to drink, for I am thirsty." So she opened a bottle of milk and gave him a drink, and then she covered him. And he said to her, "Stand in the doorway of the tent, and it shall be if anyone comes and inquires of you and says, 'Is there anyone here?' then you shall say no." Vroeër jare het ek altyd so gegiggel as ek hierdie bottle of milk sien, want wat is ons prentjie van 'n bottle of milk? 'n glasbottel vol melk, né? En dis glad nie hoe dit gewerk het nie. Dit was 'n bokkie wat se velletjie wat toegewerk is, en dan is die melk daarin gesit en dit is buitekant gehang, laat die koel wyntjie daaroor waai, en dit was suurmelk geweest. Nou, ek kon nog nooit agterkom, hoekom is dit belangrik dat Abba, so as een van julle vir my die antwoord het, gaan ek baie dankbaar wees. Wat is die rede hy vra vir water en sy gee vir hom melk? Die enigste iets waarby ek kan uitkom is die bruid het melk en heuning op haar tong. En dat die melk is die eenvoud van die evangelie. En ja, ons moet water gaan uitgee, maar ons moet ook die eenvoud van die evangelie uitdra. En omdat sy melk en heuning het, die heuning praat van openbaringskennis. So Hooglied 4 sê sy het melk op haar tong. Melk en heuning. Okay, nou Heber beteken comrade of community. Heber moes na die noorde toe trek om in community of 'n comrade te wees van koning Jabin, sodat Jahweh sy plan kan volvoer. Julle, ons geliefdes, is baie keer 'n comrade met die ouens in duisternis, sodat ek en jy dalk kan die wapen wees in Abba se hand om die duisternis te vernietig. Het julle al die preke oor Jael gehoor dat sy 'n prostituut was, daarom het sy hierdie man in haar tent ontvang? Of sy was 'n moordenaar, het julle al daai ene gehoor? Die feit van die saak is, Jael het totaal en al teen haar kultuur opgetree. Die kultuur in die Midde-Ooste was, en veral in daardie tydperk was dit so dat 'n gas, as jy 'n gas ontvang in jou huis, ontvang jy, ek wil amper sê iemand soos 'n koninklike. So jy sal jou bed gee vir hulle, jy sal jou kos gee vir hulle is die gaste in jou huis. Maar 'n vrou sou nooit 'n man alleen ontvang het nie. So, hoekom trek sy tree buite haar kultuur op? Sy ontvang 'n man in haar huis, buite ook haar kultuur, maar binne haar kultuur ontvang sy hom as 'n eregas. Hy is veilig daar, want haar man is sy kameraad. Maar Jael was daar op die regte tyd, op die regte plek. Het die Gees haar gedring? Ons kan nou baie tegnies of baie godsdienstig daaroor wees. Ja, wel, ek dink verseker so. Sy het dit nie noodwendig bedink nie. Sy het dood eenvoudig opgetree. Wat vir my sê, sy het 10-1 self gelei onder die verdrukking van die Kanaaniete. Of sy het gesien hoe die ouens om haar verdruk word, en sy het besef met hierdie man moet ek klaarmaak. Maak nie saak hoe sy dit bedink het of wat sy gedoen het rondom dit nie. Die feit van die saak is, sy is 'n instrument in Abba Vader se hand. Want ons lees Jael, Heber's wife, met ander woorde, sy word nog steeds gereken as 'n vrou van haar man. Sy staan in 'n posisie van eer. She took a tent peg and seized a hammer in her hand and went secretly to him and drove the peg into his temple. And it went through into the ground, for he was sound asleep and exhausted.
and so he died. Sy vat die hamer en sy vat die tentpen en sy slaan meditation deur die slaap. Hoekom sê ek meditation? Sisera se naam beteken meditation. So waar lê die oorlog? Hier, ons kan so meditate op die twak wat die vyand vir ons vertel. Ons gaan 'n bietjie later kyk na die wapens wat sy het. Maar ons weet die woord praat van die hamer van die woord en die pen verteenwoordig Yeshua. In Jesaja 22:23 staan daar, en ek sal hom inslaan soos 'n pen in 'n vaste plek, en hy sal 'n eretroon wees vir die huis van sy vader. Wat gebeur het is, hulle sou 'n pen gevat het, soos 'n swaar ysterpen of 'n dik houtpen, en hulle sou hom in die muur inslaan. En dan sou hulle die klere daarin ophang, of 'n mandjie daarin ophang, of wat ook al. So, hierdie pen het 'n plek van vastigheid geword, waaraan goed opgehang kan word. En nou sê hierdie messiaanse profesie, ek sal hom inslaan soos 'n pen. Die ander woord vir pen, in die Hebreëus, jy kan hom op 2 maniere vertaal, is spyker. So die hamer, weet ons nou al, is die woord. En die pen verteenwoordig dit wat Jesus Christus, Yeshua Mashiach, aan die kruis gedoen het, vir my en vir jou. So ek het nou net gesê, Sisera verteenwoordig die mindset, daardie verkeerde, die strongholds in ons gedagtes. Jael verteenwoordig die bruid, wat die woord vat, en met die hamer van die woord vernietig sy hierdie verkeerde gedagtegang, hierdie strongholds in ons gedagtes van jy's nie goed genoeg nie, van jy sal nooit iets bereik nie. Maar jy sien, as ek dit nie met die pen van Yeshua se liefde vir dit wat hy gedoen het aan die kruis, as ek dit nie met daardie liefde bring nie, dan word my hamer net 'n weapon of mass destruction. Dit word 'n wapen waarmee ek mense vernietig. Ek moet ook die pen van Yeshua se liefde hê, om waarlik hierdie mindset in ander mense te gaan verbreek. En onthou, ek en jy kan dit net doen as Abba vir ons die toestemming gee en vir ons wys wat ons moet doen. Maar hier is vir my 'n profetiese aksie hierin. Daai ou in jou lewe, daai persoon vir wie jy so bid, wat vasgevang is in hierdie kanonitiese gees van verslawing of seksuele perversie, gaan doen 'n profetiese aksie. Vat 'n klip en 'n hamer, en as jy moet 'n pen, een of ander tentpen of wat ook al, en gaan slaan daai ding stikkend as 'n profetiese aksie, om te verklaar dat jy hierdie verkeerde mindset, hierdie meditation, hierdie verkeerde mindset van ek is 'n slaaf van my omstandighede, ek is nie goed genoeg nie. Onthou die Deborah salwing, sien potensiaal in mense, en ons moet dit begin spreek, maar dit beteken dat ons partykeer daardie verkeerde gedagtes kan gaan vernietig. Maar kom ons gaan verder. Behold, as Barak pursued Sisera, Jael came out to meet him and said to him, "Come, and I will show you the man whom you are seeking." And he entered with her, and behold, Sisera was lying dead with a tent peg in his temple. So Yahweh subdued on that day Jabin, the king of Canaan, before the sons of Israel. The hand of the sons of Israel pressed heavier and heavier upon Jabin, the king of Canaan, until they had destroyed Jabin, the king of Canaan. Nie kom ons nou weer by dieselfde geestelike beginsel. Abba begin die werk, hy gee vir ons die tools en die wapens, en dan sê hy, gaan aan en vernietig die vyand. Maar hier's 'n baie
groot ander strategie ook wat ons moet verstaan. En die maklikste, as ek dit kan verduidelik, is wat grondgebied aanbetref. As iemand nou, kom ons sê, verslaaf was aan drank, en hy word bevry, en hy's vry van drank, dan het hy 'n stukkie grondgebied gewen. Maar nou sê die vyand, nee, hierdie is my grondgebied. Ek wil my grondgebied teruggee. En hy begin om aanval na aanval na aanval te loods op hierdie grondgebied. Want hy wil jou terugkry in sy kamp. En elke keer is daar 'n veldslag en jy moet in oorwinning staan. So Yahweh subdued on that day the king of that Jabin. Okay, so die grondgebied is gewen, maar nou moet jy daai grondgebied behou. En op 'n dag wen jy die oorlog. En is jy totaal en al vry. En dis dieselfde met as ons geliefdes elke keer terugval in dwelm of drankverslawing of wat ook al, hulle kom nie los nie. Want dit moet gewen word, die oorlog moet gewen word, en hier het ons nou 2 keer hierdie strategie gekry. Abba, bring die verlossing, maar dan wil hy, jy moet veg, jy moet staan, en ek wil vir julle sê, dis een van die goed wat ons vir mense moet leer, wat uit 'n verslawing uitkom, wat uit 'n ding uitkom wat hulle vasgehou het. Wat ons self moet onthou, is dit word 'n oorlog, maar elke oorlog het 'n paar veldslae. En as jy jou grondgebied wil behou, moet jy die veldslae wen. En op die ou end oorwin jy die oorlog. So, kom ons gaan nou 'n bietjie terug na Jael toe. Jael se naam beteken to ascend or to come up, of dit beteken mountain goat. Wat sê Habakuk 3 vers 19 vir ons? Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Ek en jy moet Jael wees. Ons moet opgaan. Ons moet daar op die hoë rotse kan loop, want ek en jy moet bo gaan wag op die berg van waarheid, sodat Abba vir ons die woord kan gee. Ons moet daai hoë plekke met ons loop. Ek het vir julle gesê, Sisera beteken meditation, wat beteken dan nou the stronghold of the mind. Nou Hazor, waar hierdie koning vandaan kom, beteken court of hay. Nou in Jesaja 25 vers 10 kry ons 'n woord wat my op 'n dag vreeslik laat gegil het, en ek is nou baie lief vir hierdie skrif. For the hand of the Lord will rest on this mountain. Wat is die berg in jou lewe? 'n Geliefde wat dalk onder die gees van Kanaan vasgevang is. Kyk na daai berg. And Moab, wat die vyand verteenwoordig, will be trodden down in his place, as straw or hay is trodden down in the water of a manure pile. Die vyand wat hierdie berg voor jou kom neersit het, wat sê, jou kind gaan nooit loskom nie, jou man gaan nooit loskom nie, jou familielid gaan nie loskom nie, jy gaan nooit in hierdie land van ons 'n verandering kom nie. Watch that mountain. It will become as hay that is trodden down in the water of a manure pile. Jael sien ons bly by Za'ananim. En dit beteken removal or moving. Of dit kan ook beteken a person asleep. So, Vader laat haar man trek van die suide af na die noorde van Israel, sodat hulle by Za'anim kan gaan bly, because he wants to use her to remove the hold of the enemy on his children. Hulle bly onder 'n terpentynboom. Die woord sê vir ons
Dit is 'n terebint in die Engels. En van die Afrikaanse vertaling sê dis 'n akkerboom, maar dit is nie 'n akkerboom nie. Dit is 'n pistachioboom eintlik. Maar die Hebreë sê net it's a great tree. Maar daai woord daarso praat van 'n boom van geregtigheid. Jesaja 61 vers 3 sê vir ons, to grant those who mourn in Zion, giving them a garland instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the mantle of praise instead of a spirit of fainting. So they will be called oaks or terebinths of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. Die Vader wil die vyand remove uit ons lewe uit. Hy wil hê die vyand moet vernietig word in ons lewe. Sodat ons geliefdes bome van geregtigheid genoem kan word. Baie skrifte in die woord praat van 'n boom as 'n mens wat in geregtigheid staan. Psalm 1, Jeremia 17. A planting of the Lord beteken die Vader het jou self geplant. En dalk weer eens is jy op 'n plek waar jy nie eintlik wil wees nie. En dan is die vraag maar, vra jy vir Abba, wat dit is wat jy moet doen daar waar jy nou is. Verlede week is die vraag, wat is jou palmboom? En hierdie keer is die vraag, daar waar jy nou is jy op die plek waar Abba jou kan gebruik om iemand vry te maak? En dalk is dit nie eers jou eie familielid wat jy moet vrymaak nie. Dalk is dit iemand anderste wat Abba op jou pad stuur, wie se stronghold moet vernietig word. Maar dan wil ek 'n paar vrae vra wat ek en jy ook na moet gaan kyk. Besef jy dat jy strongholds in jou gedagtes het? En ons almal het strongholds in ons gedagtes. Weet julle wat hierdie stronghold van jy's nie goed genoeg nie. Die vyand kleer vir hom in op allerlei maniere. Maar hy kom elke keer met hierdie ding van jy is nie genoeg nie. Jy's nie goed genoeg nie. En as dit 'n stronghold in jou gedagte is dit nodig dat jy hierdie ding van naderby bekyk en miskien die hamer en die 10-pen skrifte wat Vader vir jou gee, gebruik om die leuns van die vyand in jou gedagtes te verbreek. Ek weet nie wie van julle is deel van die skryfskrif wat ek elke maand uitstuur nie. Ek het so 'n lysie wat ek elke maand 'n lysie, daar's 'n tema en dan stuur ek 'n lysie met die hoeveelheid dae se elke dag is daar 'n skrifgie vir daardie tema en April se tema was identiteit. En weet julle, as ons oor daai skrifte gaan dit mediteer daarop, sien julle mediteer, ek en jy met skrifte, ons moet op die skrifte mediteer. Ons moet nie mediteer op die goed wat die vyand vir ons sê nie, en ons doen dit. Ons dink oor die goed wat die vyand vir ons sê. Ja. My lewe het verander die dag toe ek besef het, maar die vyand is die vader van die leuen, hy kan nie eers die waarheid praat nie. Hy jok vir ons. Maar ons glo baie makliker die vyand as wat ons Vader glo. So as jy sukkel daarmee, kontak my en ek stuur vir jou April maand se skryfskrif, dat jy kan daai 30 skriffies net so bietjie deurwerk. Maar nou ja, die volgende vraag, het jy 'n geliefde wat gebukkend gaan onder die gees van Kanaan, of ken jy iemand wat onder die gees van Kanaan gebukkend gaan? Vra vir Abba Vader, watter hamer en 10-pen skrifte gee hy vir jou? Selfde hierdie identiteitsskrifte, dit is amazing om dit te gebruik en oor mense te bid, né? En dan is soms nodig om op die berg van waarheid te wag vir die woord, wat sou sê, arise. Eerder as om te gou te gaan en te gaan veg, en dadelik te wil regspring as ons nou dink ons weet wat julle almal wat nou iemand in julle gedagtes en julle harte gekry het. Ons eerste gedagte is om nou dadelik die ding te gaan doen. Klim op die berg van waarheid, sussie, en wag vir die woord wat sê arise.
Jy mag dalk net te vinnig wil afklim. En dan die ander ding is, maak seker jy is op die berg van waarheid. Wag ek en jy vir sy woord? En dan die laaste ene is, hoe die koning vir jou veg. Hy gaan verwarring bring in die kamp van die vyand. Hy gaan vir jou die wapens in die hand gee. En dan moet jy net klaar maak. Ek wil afsluit met 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam. Ek lees dit uit die 83 vertaling, want dit sê dit net so mooi. Natuurlik leef ek en jy in 'n menslike liggaam. Onthou dit, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Daai skrifte wat gaan oor wat ons identiteit is. Dis die kragtige wapens wat God vir ons gee, waarmee ons die vestings wat in ons gedagtes, hierdie redenasies en hierdie hooghartige aanvalle wat die vyand teen ons bring, wat teen die kennis van God gerig word. Ouens, ons het al die wapens. Gaan lees daai 30, en daar's ook baie meer oor die identiteit, maar daardie 30 het Abba gekies om dat ons kan onthou wie ons is. En dan moet ons elke gedagte, nie net die verkeerde gedagtes nie, ons moet elke gedagte gevange neem en dit aan Christus gehoorsaam maak. Ek teken bietjie prentjies en ek het so 2 inkleerboeke gedoen oor stilte tyd inkleerboeke. Maar dis sommer sulke handgetekende prentjies en een van die prentjies wat ek geteken het is 'n dogtertjie en voor haar is 'n hok en in hierdie hok is sy besig om allerlei negatiewe emosies in te gooi van ek is nie goed genoeg nie, ek is te vet, ek is dit of dat, dis 'n Engelse prentjie. Maar eens dan staan sy met 'n hamer en sy kap hierdie gedagtes binne in hierdie hok in. En Vader sê op 'n dag vir my, as jy nie jou gedagtes gevange neem, hierdie verkeerde gedagtes, dan beland jy in die hok. Kom ons gaan slaan daardie vestings in ons gedagtes plat met die hamer en die penskrifte, hamer en die penpenskrifte, sodat die vesting in ons afgebreek kan word. Jy sien, eers dan kan ek en jy op die berg van waarheid gaan staan, en dan word ons toegelaat om iemand anders te bedien met die waarheid. Maar ek en jy moet so veg teen daardie geveg in ons gedagtes. Julle weet mos daai boek van Joyce Meyer wat sy soveel jare terug geskryf het van Battlefield of the Mind. Hierdie hele storie van Jael gegaan oor wat gaan aan in jou kop? Watter leuns luister jy na? Watter ouens word in jou tent toegelaat? Watter ouens bring die mense om jou in jou tent in? Gaan vernietig die aanslag van die vyand. Ek gaan afsluit en dan die ouens wat wil bly om 'n bietjie te gesels is welkom. Abba, dankie. Dankie dat U vandag weer eens vir ons kom wys, dat U vir ons al die strategie gee in die woord om in oorwinning te staan teen die vyand. Dat U vir ons die wapens gee. Maar dat U ook vandag vir ons kom wys dat mense na in ons is dalk gebonde deur 'n gees van slawerny. En dat U ook vir ons daarvoor die woorde gegee het en die wapens gegee het. Maar Abba, ons moet gaan staan op die berg van waarheid. Ons moet daar wag op die woord wat U wil gebruik. Die strategie by U kry, help ons om intentioneel te luister na dit wat U vir ons sê.
Dat ons nie hooghartig sal dink ons het alles en ons weet alles, maar dat ons waarlik sal wag op die regte woord wat U vir ons in die hand gee. Dankie, Abba. Ek vra dat U asseblief saam met elke vrou wat op hierdie groep en ook Dylan wat op hierdie groep is, dat U elkeen sal seën in hierdie week wat kom. Wil U ons almal asseblief bewaar. Ons besef, Abba, ons is besig met geestelike oorlogvoering hier, so ons leer strategie. En daarom, Abba, weet ons ook dat ons moet waak. Wil U ons bewus maak van die aanvalle wat kom? Wil U ons leer hoe om te koes en te weet wanneer om te veg, maar dat U ons veral laat staan, want U sê vir ons deur die mond van Paulus 9 keer, stand firm, dat ons sal ferm en vas sal staan in die koninkryk, en nie in vrees sal verval nie, maar dat ons sal staan met die wapen van die woord in ons hande, wetende dat die koning van die konings vir ons veg. Ek vra dat U elke vrou sal toedek onder die bloed van die lam, dat U elke vrou opnuut sal wakker maak om U stem te hoor, dalk op 'n nuwe manier, dalk op 'n dieper manier. Dankie, Abba. Ek loof U vir elke kosbare vrou wat vandag op hierdie groep was, en ook almal wat nie kan hier wees nie. Ons loof U naam. Amen.